Dis nie elke dag het so beauty op die mark kom hier, man. Dis skoon. Kom van Joey's af. Geen roesplekke nie. Ja, maar die pryse is 'n bietjie heavy, man. Ja, maar die engine is gemodify, man. Som om enige ou karretjie stupid te laat lyk. Klim maar gerus in. Maar self. Chrome Max, 4 speakers al reeds in. Kom maar gemaklik as die sitplekke. Hier is jou karrie. Wat hom eers vir 'n spin. Ons kan later oor geld in betaal. Ollie, Woon! Jy is niks besig nie, man. Is hy ou van die TV in Joburg, oor die medalje? Ek is nou daar, hoor. Ja, verskoon my asseblief. Steve sal vir jou alles wys, hoor. Laat ek nou heeltemal eerlik met jou wees. En jy kan op jou TV-storie ook so skryf. Ek is vandag een van die top ouens in PE. Maar daardie dag, die dinge wat ek gedoen het, en toe ek besluit het en die medalje. Dit was soos 'n draaipunt in my lewe gewees. Voor daai dag was Sally Straas maar net 'n hoe kan jy sê 'n washout, hè? Ek is in standaard 5 uit die skool uit. Ek het in standaard 6 net op my verjaarsdagskool toe gegaan, 18 Mei. Nou, wat het jy dan gedoen? Gebeld. Daar was 'n ander laaitjie, 'n rykmanskind. Hy moes ons R10 betaal om saam met ons skool te slip. Dan gebruik ons die geld om snoeker te speel. Ja, ek is nie skaam nie, hoor. Jy kan dit so skryf. Maar vandag staan ek sterk. Mense respekteer my. Maar toe was ek net 'n central hillbilly. Ek is by elke job wat ek gehad het, gefire. Ek het daai dae ook, so te sê, my eie besigheid gehad, jy weet. Antieke meubels gekoop en ook verkoop. Ja, maar daar het ek ook in die moeilikheid beland. Ja, ek het 'n boete gekry omdat ek gesteelde goed gekoop het. Hoe was jy as soldaat? O, sleg. Nee, jong, regtig. Ek was 'n groot skieler. Ek het altyd probeer loskom uit kampe uit. Omdat ek vir myself gewerk het, was dit maar moeilik, jy weet, kampe. Ag, maar eintlik het ek altyd net probeer chip hou. Ek was altyd in die moeilikheid. Ek het meer straf gekry as wat ander ouens breakfast gehad het. Ja, maar ek sal jou alles vertel. Maar jy moet dit so skryf. Ek is nie skaam nie. Dit was net na ons boys uit Angola uit teruggetrek het. Ons eenheid, Prins Alfred's Guard, is opgeroep grens toe, daar by Rokana. Ek het altyd by die Italianers en Portugese kan top-organise my pelle. Jy weet, whisky, grappa, so aan. Maar die MP's het begin lastig raak. Toe moes ek by die koekershops gaan koop as ek ietsie te drinkie wou hê. Jy weet, die koekershops, die winkeltjies van die wamboes, waar jy alles kan koop. En hulle gee 24-hour service. Anyway, toe sit ek weer een aand af na die koekershop toe. En van my was dit doodgewone shopping. Ek het nie moeilikheid verwag nie. Que bailan, Bogotá, que bailan, Bogotá, Gulane betaba te bailan, Gulane betaba te bailan, que bailan, Bogotá, Yo te le piano.
jou, hè? Jy's in die moeilikheid. Luitenant. Wat is hem? Ek hoor ons swart skape jou probleme gegee vandag. Probleem is hom, ons lê al 4 nagte in 'n observasiepos by 'n koekashop om 2 terroriste te vang wat daar sou kom. En net voor ons wou toeslaan, kom die simpel klein aan om te kom whisky koop. Ja, gelukkig het een van ons ouens ons sien Samir. Anders dan wat hy nou Pilatos dos Santos en 'n paar van ons saam met hom. Alles seer. Ek chop af, Samir. Dit is saak, ek klaar nie. As jou water, Strauss. Sal jy dors? Moenie my soek nie, Strauss, jy het genoeg probleme. Wys my jou water. Sal jy straas 'n special treatment, Samir? Lekker koud. Hoe kry jy dit so koud? Bly ons al ure hier. Kunsmis gebruik, Samir. Kunsmis. Gewone KAN. KAN, hè? Kalksteen ammoniumnitraat wat jy op grasperk. Dis hy, Samir. Jy meng so 'n kwart tot 'n derde saam met jou grond. Dan pak jy dit om jou water of om jou bier. Dan gooi jy dit nat. Die stikstof word onmiddellik ijskoud. Die water ook. Maklik, Samir. En waar kry jy daai kunsmis, Strauss? Vir die Italianers van die kragstasie werk onder by die waterval, Samir. Selfe Italianers by wie jy daar ravioli gekry het. Ja, daarvoor gestraf, Samir. Ek hoop so. Jy is so permanent nie sopmens, weet nie waarvoor jy al gestraf is of nie. Waarvoor grawe jy nou weer die gat? Maar daai whisky wat ek by die boys daar by die koekelshop wou gekoop. O ja, ek onthou. Solly Strauss, die Samaritaan, stap stoksiel alleen in die middel van die nag en sonder sy wapen by 'n nes in waar daar 'n groot kans is dat terroriste opkuier. Hy tree doodsveragtend op want sy buddies is dors en lus vir whisky. Cheers. Jy is by die onoffisiersmenasie probeer koop, Samir. Toe by die offisiersmenasie. Hulle wil die whisky aan my verkoop, Samir. Ja, ek verstaan. Prins Alfred Gard se manne is groot mense en hulle is gewoon daaraan om in Civistraat te vodka. By dieselfde Italianers gekry, Strauss? Ek het nie daarvan gedrink, Samir. 'n Man sou 'n lelike dorp gebou het, Samir, weet mos. Ek maak net kans op 'n naam, Samir. Dis harde werk hierdie. Die man is mos eers kameel in die nes, Strauss. Nee, ek verstaan. Ek dink jy is slim genoeg om nie in die dag te drink nie. Jy's nie so sleg nie. Dit Samir geweet. Ek kan nie heeldag hier staan nie, man. Jy's 'n besige man. Ek het gehoop ek kan vandag klaar kry aan hierdie gat. Nog so Môre klaar wees, Samir. week se werk sou ek sê. Voorspoed. Man, ek was eintlik vies oor my straf. Want dit was lekker om met die panzerkarre teen die Angola grens te patrol. Ons het alle spore aan die infantry ouens rapporteer en dan het hulle die vang en skietwerk gedoen. Ja. Ons het eintlik maar net so 'n vuis gewys sodat die civies in die dorp kon veilig slaap. Ja. En ons moes natuurlik gereed wees in geval iets ernstig gebeur. Pos ras, hè? Ja, net werkingsstraf. Dis seker 'n brief wat hy self geskryf het. Waar is hy? Ja, dis Emmen kommandant Hardink, hy vroue ammunisie put. Maar hy is eintlik besig met 'n AWOL tonnel terug States toe.
Nou werk jy oortyd vir hy gou by die huis kan kom. Wat sy lek sal die punt van daai tonnel reg in die middel van die MPLA hoofkwartier in Luanda uitkom. As dit nie vir hard luk was nie, het hy nooit in sy lewe enige Dis reg, Rassie. Van die Konynerivier se mond tot onder in die Caprivi is dit die enigste plek op die grens waar daar kliffe is. Die res van die grens is sand. Sagte, maklike sand. Maar waar moet Solly Strauss pik slaan? Sal jou onthou my pen? Ag, toe nou. Mrs. Strauss dink aan haar man. Sorry boys. Julle sal maar self die tonnel moet verder grawe. Solly Strauss gaan huis toe. Dis verpligtend, dis 'n parade. En ek kry 'n drieling. Caroline Strauss is swanger. Moet by haar staan, dis my pad, my swaai. Samajoor kan sien, dit is nie 'n Strauss skema nie, Samajoor. Dis nie dat ek wil huis toe gaan nie, Samajoor. Ja, ook nie dat ek nie wil nie, Samajoor, maar as buite my beheer, Samajoor. 'n Man se plig is 'n man se plig, Samajoor. Verstaan, Strauss. Jy's heeltemal reg, man. Ek kan jy verlof gee nie, maar Joor ook nie. Kommandant Hart is oor 2 weke hier. Hy sal sorg dat jy op orders kom, maar kan hy besluit. Nee, okay, Samajoor. Maar Samajoor het self gelees, Samajoor. Dis nie 'n storie nie, Samajoor. Strauss, vroumense is gewoonlik 9 maande lank swanger. Sake moet gemaak wag tot kommandant Hart oor 2 weke kan besluit. Wys my die pad na die huis. Ek honger en ek lus vir vleis. Ek kom by die huis en daar's geen meer vleis. Wys my 'n ander huis. Oh, wys my die pad na die huis. Ek honger en ek lus vir vleis. Ek kom by die huis en daar's geen meer vleis. Wys my 'n ander huis. Oh, wys my die pad na die bar. Ek is dors en ek voel so naar. Ek kom by die bar, daar's geen drank daar. Wys my 'n ander bar. Ja, wys my die pad na die bar. Ek is dors en ek voel so naar. Ek kom by die bar. Strauss? Jy bietjie daar waterbottel? Nee, Strauss. Ek is bevrees jou kans is maar skraal. Baie skraal, amper 0. Ons kyk 'n bietjie na jou rekord nie eenheid. Vanaf jy by ons aangekom het, het ons nog net probleme met jou gehad. Ek, die RSM, almal. Toe jy vir 'n kamp opgeroep word, was jy met 1 woord lastig, Strauss. Jy het alles in jou vermoë gedoen om los te kom. Nou dat jy hier is, eers los jy omtrent al jou toerusting by die huis. En toe skep jy 'n probleem deur by een van die konstruksiewerkers se dogter se pot spaghetti of iets te koop. Jy koop drank by die vyand. Beweeg s'nags ongewapend tussen die mense rond. En om die cherry op die koek te sit, hou jy die RSM vir die gek. Jy mislei hom deur doelbewus voor te gee dat daar drank in die bottel is, terwyl jy dit reeds in jou waterbottel gegooi het. Strauss, Prins Alfred's Guard is een van die oudste eenhede in die land. Dis 'n eenheid waarop elke lid trots kan wees. En is 'n eenheid wat trots is op elke lid. Maar ek is bevrees. Die eenheid kan met die beste wil op aarde, nie op kavalaris Solomon Strauss trots wees nie. Om terug te keer tot die kern van die saak. Ten spyte van die feit dat ek dink jy's 'n slegte troep, sal ek nie dat dit my besluit beïnvloed nie. Maar jy dwing my om versigtig te wees. Jy moet in elk geval verstaan dat 'n vrou se swangerskap op sigself nie genoeg rede vir jou is om 'n pas te kry nie. En as dit was, sal daar binnekort 'n verskriklike bevolkingsontploffing in die republiek wees. Ek sal vandag nog 'n sein-kommandement toestuur en ek sal die welsynsmense versoek om verslag te doen oor jou situasie. Tot dan gaan jy aan met jou daglikse take. En mannetjie, jy beter jou streke laat staan. Okay. Dankie, RSM. Right, omkeer. Goed dan, heren. Swapo se moreel het 'n inspuiting ontvang nadat ons uit Angola getrek het. Kommandant Ninaber sal u kan meedeel wat hy en sy inligtingsjohnies alles uitgesnuffel het.
Ek wil dit benadruk. Ons gaan 'n baie moeilike fase binne. Rusland, Cuba en die MPLA gaan hulle bes probeer om die terroriste te help in hulle stryd teen ons. Hulle glo dat ons reeds halfpad oorwin is, omdat ons nie meer in Angola is nie. Dit sal nou u taak wees, om met die eenhede vir hulle te wys hoe verkeerd hulle is. Moenie dat dissipline en paraatheid verslap nie. Sorg dat elke eenheid sy wapens en drill ken. Sorg dat alle wapens gevegsgereed is. Dit is 'n opdrag. Advisor searchlight. Duidelik. Ammunition boxes. 16. Range for Flex sighting extension. scope. Firing pin. Coupling grease gun. Hy straals. Wat pakker maak? Lights extension. Flyers flip joint 9. De water en olie is sharp met kroon. Betaal die kroon met die cash of die creditkaart. Oh, alsjeblieft voor mijn kroon. Right, hierdie mense wat klaar is, stuit op en beweeg petrolpompe toe. So end van die dorp af is hy groot damme en waterval. Daar's ook 'n kragstasie wat miljoene gekos het. Want die RSM reken hulle het eintlik net die natuur skoon opgeding is en van Afrika se mooiste watervalle fabriek gemaak. Ja. Anyway, ons het soontoe afgesit om te gaan visvang vir 'n visbraai. Die RSM het gereken as ek die meeste van my lostyd by hom is, kan ek nie droog maak nie. Ja. Hy het ook genuine gedink hy sou 'n beter troep van my kon maak. Langsaam hier kom dan hard sal my afgee om my foute gaan oppas. Hoe dink jy? Samuel? Jy kan onsself uitwerk wat kommandant Hart gaan besluit. Hoe Samuel? Hoeveel dae het ons nog oor? 21 Samuel. En hoeveel ekstra drywers het ons vir nog die karretjies? Eintlik 'n paar kort Samuel. Ja. En die vraag kan jy net vir jouself beantwoord. Hoe nodig is dit regtig wat jy huis toe? Nie regtig is Samuel. Straas. Hoekom werk jy so hard om 'n sleg troep te wees? Is wat ek is, Samuel. Jy lieg. Nooit, Samuel. Wat staan nie op my voorkop? Weet ek, Samuel. Ja, ja. Jy weet beter as ek. Wat baie moeite en dinkwerk kos om so droog te maak soos jy. Hoekom doen jy dit as ek jou net probleme gee, man? Kan dit nie help nie, Samuel? Praat nie net van die army nie, Strauss. In civil life probeer jy ook hard om ergens te kom. Ons weet dit almal. Maar jy doen alles agterste voor en kom nêrens. Net baie bad luck in civil straat, dis al. Twak, man. Jy doen altyd verkeerde dinge deur verkeerde mense. Jy dink is kort pad om iets te bereik. Samuel, is baie minder moeite om dinge op die regte manier te doen, man. Jy het baie minder sonde. Want as jy skiem, moet jy ook uitwerk hoe om uit die moeilikheid te kom as jy uitvind. Regte manier het jy nie daai probleem by nie. Ek is net nie gebou vir die stryd nêrens nie, Samuel. Ja. Kyk maar die visse aard na jou, Strauss. Hulle wil ook nie saamwerk nie. Ons maar moet vleis braai vanmiddag. Kom ons pak op. Ja, right. Stadig, man, Strauss. Is myne wat jy so rondgooi, man. Jammer, Samuel. Gedog is die kommandant se. Strauss, daai soort grap. Nee, jammer, Samuel. Regtig? Gedog, die grootste stuk is die beste vir die kommandant. Dit is nog spesiaal vir hom braai. Ja, dat is
Net 'n klein oepsie gekry, dis al. Waarsku jou, Strauss. Nog een klein glipsie. Dan gaan die kommandant jou so diep wegberg dat jou kos vir jou met 'n ketty gaan moet skiet. RSM, jy moet oppas vir Strauss, net of vat hy jou saam terug steeds. In elk geval, hoe lyk die vlees? Ek sien die man is al honger. Nee, het kom mooi aan, kommandant. Mooi so, dan kan ons vroeg eet en vroeg gaan slaap, en nie soos nou die aand eers 2 uur in die bed kom nie. Hoe lyk die troepe se kos? Kan hulle ook vroeg Nee, eet? hulle eet al, kommandant. RSM, dink jy nie dis 'n goeie idee as ons dalk vir Strauss toesluit nie, dan het ons minder probleme met die ou. Kommandant, kan ek asseblief net met kommandant praat? As dit nie weer 'n streek is nie, Strauss. Nee, kommandant. Sal kommandant net asseblief baie verlof wat ek gevra het kanselleer, kommandant? Strauss, gaan vra 'n bietjie vir die chef daar, die borde en mense en virke en goed, man. Die vleis is amper daar. Gou. Op bokkie. Strauss, jy skaal, waar is jou wapen? Vroeg die volgende oggend moes ons toe reg wees vir 'n roadblock wat op die hoofpad na die suide was. Nou, die Turs het probeer om wapens en goed saam met die locals na die suide toe deur te smokkel, jy weet. Nou, ons infantry ouens moes maar net daar wees, in case iemand wou weggol, ja. Korporaal, ons ken daai bus. Sê vir jou sy wiel is pap en laat hom deurry. Môre maar dan weer terug, hè? Môre, korporaal, hoe gaan ons? Ek spin in die wind, maar jy het probleme met jou agterwiel is pap. Maak hom maar gou reg en dan ry jy maar. Alweer, dis nie wat ek jou soek nie. Oh, dis nog gemors, papier. Kom, Kozo, kom help die wheel change. Dan lekker is nie te sien. Op die beach, man. Maar dis mos nie daai lot lig met daai jack nie. Hy straf. Wat doen mense eer met 'n kar op sy kop? Wat? Jack. Hey, wat brand? Jou boelop, man. Weet jy dat ons nie brand nie? Pak as 'n kar brand. Hey, boys, die weg kom. Korporaal, pak as 'n kar brand. Wat? Pak as 'n kar brand. Trouwens, gooi sand op. Bring jerrykannen met water. Daai ammo. Daai ammo gaan ons ontplof. Waarom vir die ammo? Trouwens, dis te gevaarlik. Trouwens, van weg. Trouwens is mal, man, hy moet wegkom. Trouwens, die ammo gaan in die brand slaan. Hey, hy sal weer. Los, move al. Trouwens, los hom dat hy brand. Wat heb je aan mijn verhaal? Hey boys, gaan killer kar af voor. Hou die trouwens op, waterkar op die pad kom. Trouwens, je pad is een bevel. Trouwens, alsjeblieft. Hij staat hem al bij die mouw. Wat kan hij maken? Trouwens, die ammo gaan ontplof. Je wordt blossel. Hij is beschimpeld, hij gaat op een brand. Wat die waterkar, man. Help! Help! Hou het achteruit. Hou aan. Kijk maar. Hou het uit. Nodig, man. Je bent ons panzerkarren is aan die brand. Je water toch, alsjeblieft, man. Het Justus! Hou op met mijn lijn, weet u dat niet in de man. Jij bent simpel man, kom mij daar. Hey, mal, oh, help me niet om te starten. Die mortierlading wordt nou reeds ontploft.
Strauss, kom weg daar! Dat is op een pil! Wat? I help you. Ek glo jy moet kom in. Ek glo dit. Wat maak jy nou? Kom terug, jy kan niks doen, kom terug! Jy los, jy moet nie. Jy is die gek. Ek gaan hom wegsleep. Kry jy so lank die kabel. Kry die kabel uit jou poel. Wat maak jy nou? Hy gaan die petrol uittap. Kom boy, kom ons help my mal uit. Dave, kry my asseblief. Strauss, kwijt. Strauss, kwijt. Dit is mal, kom op mal. Sit die waterkar boy. Hey, daar die waterlorry. Klaar, dat jou uit aan die waterkar. Kom Strauss, kom boy. Kom boys, help. Kry jerrykan en gooi water. Bring die jerrykan boy. Nou kom sit jy vir Strauss. So right, kom op. Ek sto right. Kom ons gaan help. Gooi die vuur aan, baie water. Kavalerist Solomon Strauss het ondraaglike hitte en vlamme, asook 'n verstikkende rookmassa trotseer om 'n duur gevegsvoertuig en lewens te red, terwyl hy terselfdertyd intens bewus was dat 'n ontploffing enige oomblik sy lewe kon neem. Hy het met onverskrokke deursettingsvermoë volhard tot hy heeltemal tevrede was dat die gevaarsituasie afgeweer is. Sy daad van mannemoed onder uiterste omstandighede maak hom 'n waardige draer van die honoris crucis.